Dr. Judy Pretorius, biomediese wetenskaplike en die hoofuitvoerende beampte van Biomedical Emporium. Dit is so lekker om dit elke keer te sê, 'n vrou aan die stuur van so 'n groot onderneming. Baie dankie. Goue sterretjie vir jou en ek soek asseblief 'n goue sterretjie vir my van jou, want ons praat oor werk, stres en die invloed op jou vel. En ek moet sê, dit maak nie saak hoe besig of hoe rof dit gaan nie. My velroetine bly 3 stappies. Jy sien jy spring dit nou vooruit want jy gee klare oplossing vir mense wat ek sou gesê het. In elk geval, maar ja, dis nou vroue maand en baie keer sê hulle vir jou, hoorie, maar jy lyk gestres, nê? Dis suiwer oor dat as 'n mens stres, dan is jou vel een van die eerste organe wat daardeur geaffekteer word. So wat gebeur is, jy het die hypothalamus bynier skei biochemiese parameters of byprodukte af, wat natuurlik lei tot kortisol en adrenalien en so voort, en dit het 'n impak op die vel. So wat jy definitief gaan sien, daar is definitief droogheid, so jou velversperring is nou gekompromiseer, daar's letterlik vog wat verdamp in die atmosfeer deur jou vel. So elastisiteit, fyn plooie gaan bietjie meer raak gesien word, daai verslapping van die vel gaan gesien word. Wat nog? Jy gaan byvoorbeeld verhoogde sebumproduksie ook kry. So dis hoekom baie mense akne kry as hulle gestres is, en sporadiese uitbrake ook kry op die vel. En dan natuurlik jou immuniteit neem ook af as jy gestres is, en dan as jy al reeds sukkel met ander velprobleme soos ekseem en rosacea en psoriase, dan gaan dit natuurlik erger wees. En as jy dit dalk nie gehad het nie, oor dat jy te veel stres, kan dit dalk nou meer vertoon. En dan een van daai wat niemand van hou nie. Grysheid en haarverlies is ook deel van stres. Nou, dit kan jy kry vir... Kan ek net gou vir jou daar stop? Want jou vel is ook jou skalp. Op jou kopvel, dis deel van jou vel, dis korrek. En dink net gou 'n bietjie hier aan haarverlies, interne en eksterne stres. So intern bietjie werksdruk, dalk 'n bietjie, jy weet, gesinsverantwoordelikhede druk ensovoorts, of finansiële druk wat 'n rol speel, maar dan het jy telogeen effluvium wat nou deel is van jou follicle, wat as gevolg van hierdie kortisol haarverdunning veroorsaak. En natuurlik pigmentasie ook in jou hare. So jy het 'n melanosiete wat pigmentasie gee, en die oomblik wat daar te veel stres is, dan beskadig die melanosiete te veel en dan ontwikkel jy grys hare. Ek het al verskriklike stories gehoor van mense wat oornag grys word, maar ons kan nie noodwendig stres heeltemal uit ons lewe uit verwyder nie. Wat kan 'n mens doen om jouself daarteen te beskerm, al hierdie vreeslike impakte op jou vel en op jou hare? Wel, jy het nou die eerste ene gesê, jou dissipline. Ja. Dit is so, ek dink jy moet net dadelik identifiseer dat wanneer jy gestres is, en net weet dit het 'n direkte impak veral op jou vel. So as mens sekere leefstylgewoontes aanneem, byvoorbeeld probeer nou maar beter eet, probeer kyk of jy beter kan slaap, fokus op dit matige oefeninge. Maar as ek kom na die eksterne faktore, ons weet al reeds daar is stressors hier buite, omgewingsstressors soos besoedeling ensovoorts, wat ook 'n impak op ons vel het. So daarsom jou baie belangrike dissipline van goeie velsorg is nou krities. Daai klinies bewese velsorg, moenie net enige produkte gaan koop nie, sit dit op, fokus op goed wat gaan help op elastisiteit, om die vog terug te hou in die vel en enige inflammasie net bietjie te beperk. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium, heerlik dat jy hier was. Sy vat vereers 'n breek tot middel September.